Ons Hemelse Vader, ons kan net al die eer en die heerlikheid aan U bring vanoggend. Want U is 'n waarmaker van U woord. Jesus het gesê, ek sal die Vader vra om vir julle die Heilige Gees te stuur. Die Heilige Gees sal in julle woon. Maar wanneer hy oor julle kom, sal julle krag ontvang. En daarom sê ons dankie Vader. Dankie Jesus. Dat ons nie meer alleen is nie. Maar dat U binne in ons woon. Ons eer U en ons verheerlik U daarvoor. In die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Amen. Amen. Ek kan net sit plek neem, baie dankie. Ons sal al die lof en die eer en die heerlikheid bring aan ons Hemelse Vader. Halleluja. Is jy bly jy is in die huis van die Here vanoggend? Sê vir die persoon langs jou, ek is bly jy is saam met my. Jou man of jou vrou kom besluit het om in die bed te bly. Maar hulle het moeite gedoen om saam met jou te kom. En aan ons besoekers, baie welkom ook vanoggend saam met ons. En aan die ou besoekers wat kom kuier het, julle is net so hartlik welkom. Nou vanoggend se tema is die ou verbond is vervul. Die ou verbond. Jy sien, 'n testament kan net afgehandel word wanneer die persoon wat dit opgestel het, nie meer daar is nie. Almal van ons het, ek hoop die meeste van ons almal het testamente. Né? So die dag as jy nie meer daar is nie, dan kom daai testament wat jy opgetrek het in vervulling, want hulle moet doen wat jy in daai testament geskryf het. Reg? So die Ou Testament, die Ou Verbond het in vervulling gekom. Nou, jy sien, 'n tempel is opgerig. Gemaak deur mense se hande. En daai tempel was in 3 dele verdeel. En dan die laaste gedeelte wat ons noem, dis die allerheiligste. Dit is waar God teenwoordig was. In die allerheiligste gedeelte. Een keer 'n jaar het die hoofpriester soontoe gegaan. Met die bloed van 'n dier, van 'n lam. En hy dan daai in daai allerheiligste inbeweeg. Om daai bloed te offer vir die sonde van die volk. En glo vir my, hy het nie net daar aangestap. Want hy het geweet. Hy moes eers voor die tyd belydenis gedoen het vir sy eie sonde. Want hy het geweet, as hy in die teenwoordigheid van God kom en hy het nie verantwoording gedoen vir sy sonde nie, sal hy net daar dood neerslaan. So hulle was eintlik vreesbevange gewees. Hulle daai allerheiligste gedeelte ingestap het. En geen ander persoon, hoor mooi, geen ander persoon kon die allerheiligste betree het nie. As enige ander priester net daar aangestap het, het hy mors dood neergeslaan. Geen persoon kon daai allerheiligste betree het nie. Elke manspersoon van Joodse geloof moes 1 keer 'n jaar Jerusalem toe gegaan het. Want dit is waar die tempel was. En dit is waar God was. In die allerheiligste gedeelte. 1 keer 'n jaar moes elke manspersoon en Jesus Christus
hang aan 'n kruis. En terwyl hy in daardie kruis hang, voordat hy sy laaste asem uitblaas, sê hy, en dit is nie op die bord nie, Johannes 19 vers 30, sê hy, dit is volbring. Die Ou Testament is volbring. Dit is volbring. En in die Ou Testament was daar altyd 'n priester gewees, wat in die allerheiligste ingegaan het, 1 keer 'n jaar. Maar Jesus het nie in die mensgemaakte allerheiligste in beweeg nie. Toe hy sy offer gebring het, voor God, toe het hy nie in 'n mensgemaakte allerheiligste in beweeg nie. Hoor wat sê Hebreërs 9 vers 24. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is nie, en met 'n namaaksel van ware is nie. Nee, hy het self ingegaan, hy het in die hemel self ingegaan, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie in 'n mensgemaakte allerheiligste ingegaan nie. Hy het self in die hemel ingegaan om voor God te verskyn. Om voor God te verskyn. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, maar reeds van die skepping af van die wêreld af. Maar nou het hy een keer in die volëinding van sy tyd verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. So hy gaan in die hemel in. Hy bring homself as 'n offer voor God. 'n Volmaakte offer. Sy bloed, wat volmaak is, om die sonde weg te neem. Die mens is bestem om eenmaal te sterwe. Daarna kom die oordeel. Die hoëpriester kom in die bloed van die lammers in, van diere in. Dit bedek die sonde. Maar Jesus kom in. Nie in 'n mensgemaakte tempel nie. Hy stap in vir God die Vader. Hy offer homself. En die mens se sonde word weggeneem. Nie bedek nie. Weggeneem. Die skrif sê, dat wanneer ek my sondes bely getrou, is God regverdig om my sondes te vergewe, en hy sal nooit weer daaraan dink nie. Jy kan weer sê 'n keer amen. Hy sal nooit weer daaraan dink nie, want die volmaakte offer is gebring. Nooit weer nie. Jesus hang aan die kruis, en hy het uitgeroep, dit is volbring. Maar hier is 'n baie mooi gedeelte in Matteus 27 vers 50. Daarop het Jesus met 'n groot stem geroep en die Gees gegee, hy het gesterf. Maar hoor wat sê vers 51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Ek gaan dit weer lees. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. Die voorhangsel het in twee geskeur, van bo tot onder. Toe Jesus sy asem uitblaas en sê dit is volbring, stuur die Here 'n engel om daai voorhangsel in twee te skeur. Nou die Joodse historikuste
beweer of vertel ons, daai voorhangsel, daai gordyn, in breedte 12,19 meter. Vir die ou mense 40 voet. Hoogte 6,10 meter. 20 voet. Hoor mooi die dikte. 4 duim. Ander woorde, 100 millimeter of 10 centimeter dik. Was daai gordyn gewees. En God stuur 'n engel om daai gordyn wat 4 duim dik was, 10 centimeter, van bo tot onderdeur te skeer. Deur daai gordyn te skeer, het God die volgende gesê: ek sal nooit weer in 'n mensgemaakte plek teenwoordig wees nie. Ek sal nooit weer agter 'n gordyn teenwoordig wees nie. Ek sal teenwoordig wees waar my kinders na my toe kan kom. Ek sal teenwoordig wees. Ek sal binne in hulle wees. Ek sal in hulle wees. Maar ek sal nooit weer van my kinders geskei wees nie deur 'n mensgemaakte gordyn nie. Hy sal dit nooit weer, sal dit gebeur nie. Hy sal nooit weer geskei wees van sy kinders nie. Nooit weer nie. Jy sien, wanneer ons gebou inkom, en ons sê hierdie gebou is die heilige plek waar God teenwoordig is, dan gebruik ons die verkeerde taal. Maar as ons sê hierdie gebou is die plek waar die kinders van die Here by mekaar kom, waar hulle gesamentlik God kom verheerlik. Byvoorbeeld soos 'n kerk of 'n huis waar 'n huisal is, dan gebruik ons die regte taal. God woon nie meer agter 'n gordyn nie. Hoor wat sê Johannes 14 vers 16 tot 17. En Jesus sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Hy gaan vir jou 'n trooster gee, wat by jou kom bly, tot in ewigheid. En daai tot in ewigheid, daai trooster, is net vir kinders van God. En daai tot in ewigheid sluit die hemel in. Want God is daar. God is in die hemel. So jy gaan altyd in God se teenwoordigheid wees. Altyd. En ons is eintlik veronderstel om nou in God se teenwoordigheid te wees, want hy het gesê, die Heilige Gees sal altyd by julle wees. En hy sal in julle wees. Vers 17. En die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. So as jy in die wêreld is, sal jy hom nie ken nie. Maar omdat jy hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees, of in julle is. Gemeente, God is nie meer agter 'n gordyn nie. Hy's in ons. Ek wil hê dit moet vir 'n oombliekie insink. Dit moet 'n bietjie insink. Hy bly. Omdat hy by julle is. Bly en in julle sal wees. Dink mooi.
As ek in die straat loop, is die Heilige Gees daar. As ek in die stort is die Heilige Gees daar. As ek in my bed is die Heilige Gees daar. As ek by my familie kuier, is die Heilige Gees daar. As ek by my vriende kuier, is die Heilige Gees daar. En as ek by 'n verkeerde plek instap, is ek alleen daar en hy's buite. Jy is nie hier jy nie. Jy's God se kind. Besef dit baie mooi. Hoor wat sê 1 Johannes 4, ek gaan nie lank preek vanoggend nie. 1 Johannes 4 vers 4. Julle behoort aan God, liewe kinders. En het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel van hierdie wêreld. Laat ek dit weer lees. Hy wat in julle is groter as die duiwel van hierdie wêreld. Hoor wat sê die Engelse vertaling, ek het dit gou opgesoek. You dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one that is in the world. As die Heilige Gees in jou is, wat reeds oorwin is, en hy is groter as die God van hierdie wêreld, naamlik Satan. Waarvoor vrees jy? Kom ek vra jou, waarvoor vrees jy? O, pastoor, jy ken nie my omstandighede nie. O, jy ken nie my omstandighede nie. Jy ken nie my uitdagings nie. Wel, jy is 100% reg. Ek ken dit nie. Maar die een wat in jou is, ken dit. Die een wat in jou is in staat om jou bo alle omstandighede uit te lig. Want jy sien, God se woord is getrou. Maar ons kan nie eens meer vandag op God se belofte staan nie, want ons ken nie sy woord nie. Jy sien, wanneer as ek die woord ken, en ek staan op sy beloftes, then all things is possible. Because he, that the one that is in me, is greater than the one in the world. Ek hoef oor niks bevrees te wees nie. Is een van God se beloftes nie. Kyk na die voëls van die lug, en die lelies van die veld. Hoeveel te meer sal ek nie vir julle doen nie. Dis een van God se beloftes. Een van die beloftes, toe ek 'n belangrike besluit moes geneem het, nadat ek klaar gestudeer het. En ek het 2 keuses gehad, want ek moes prakties gaan doen het. Ek kon dit 1 jaar voltyds gedoen het, moet ek my werk bedank. Of ek kon dit 2 jaar deeltyds doen, dan kan ek nog steeds bly werk. En ek sê vir die Here, my Here, U het my nie geroep vir 2 jaar prakties nie. Ek sal nooit vergeet, en ek staan een Saterdagoggend so by 'n venster en uitkyk. En ek beklei met die Here hieroor. En hy gee my hierdie teksgedeelte. Kyk na die voëls van die veld en die lelies, hoeveel te meer sal ek nie na jou kyk nie. Hoeveel te meer sal God nie na jou kyk nie. Maar ons is vasgevang in vrees en bekommernis oor ons omstandighede. Kom bietjie los. Kom bietjie los uit daai omstandighede. Kom bietjie vas, weg van daai bekommernisse af. Want hy wat in jou is groter as die dinge van die wêreld. Hy's groter as die omstandighede. Hy kan jou uitlig. Die woord sê,
Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Kom staan saam met my. Dan gaan ons hierdie Engelse lied sing, wat presies Johannes 4 vers 4 sê. Greater is he that is in me. En terwyl jy hom sing hom aanbidend. En ek wil hê jy moet terwyl jy hom sing, vat hy bekommernisse, vat hy laste, gee dit vir Jesus. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. He is in the world. Die wat groter jou is groter as die van die wêreld. Greater is he that is in me. Greater is in the world. Oh, in the light, oh, en wat 'n lig loop jy? Loop jy in die lig van duisternis of in die lig van die wêreld? Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light of God. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. And he is the world. Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light. Reflect your greater is he. Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light. Nog een keer. Wie is groter? Die wêreld of hy die een wat in jou is? En wie se lig wandel jy? In die wêreld of in die lig van die lewe? Greater is he that is in me. Johannes 4 vers 4, want dis wat hierdie woord Johannes 4 vers 4 sê. Groter is die ene as wat in my is, as wat in die wêreld is. En dit is presies wat ons sing. Amen. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. That he is in the world. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. Greater is he in the world. Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light of God. Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light of God. Elke oog gesluit. Vir 'n oomblik wil ek jou nou vra. Wat is jou bekommernis? Wat is jou vrese? Ek gaan jou nie vra om na vore te kom nie. Jy is welkom om na vore te kom as jy wil hê ek moet saam met jou bid. As jy vanoggend hier staan en jy weet nie of jy sekerheid het in jou hart met Jesus Christus nie. Jy weet nie of jy hemel toe gaan of hel toe gaan nie. Wil ek jou vra kom vorentoe, ek sal graag saam met jou wil bid. Maar as jou lewensomstandighede so vasgevang is en jy weet nie wat is beter nie. Jy weet nie hierdie kant toe of daai kant toe nie. Vra ek steek net jou hande so op na die Here toe. Steek dit op na die hemel toe. Hy ken jou hart. Hy ken jou hart. Hy weet wat is jou uitdagings. Hy weet wat is jou bekommernisse. Hy weet wat is jou vrese. Jy kan niks van hom wegsteek nie. En net vir 'n oombliekie daar waar jy staan met jou hande so opgehef na die hemel toe, wil ek hê jy moet met hom praat. Noem daai las, noem daai bekommernis, noem daai vrees voor hom.
Vader, dankie dat U ons harte ken, dankie dat U ons bekommernisse, U ken ons vrese. U sien elke hand wat opgesteek is. U sien, U hoor elke stem wat nou met U praat. Want die woord sê, U hoor ons gebede. U ken ons versigtinge. U ken ons hart. En nou wil ek jou vra, terwyl jy daai bekommernis genoem het, kan jy in 'n teksgedeelte dink om op 'n belofte te staan van God. Of moet jy net vanoggend vir hom sê, Vader, ek staan op U woord, want U woord is getrou. Sê dit vir hom. En dan as jy klaar is, dan sê jy, dankie Jesus vir my oorwinning. Dankie Heilige Gees dat U my gaan lei op 'n pad van oorwinning. Dankie vir my oorwinning. Dankie vir my oorwinning. Sê net vir hom dankie, sê net vir hom dankie, dankie. Eer hom. Gee al die lof en die eer aan hom. Dank hom net, dank hom vir jou oorwinning. Want ons moet 'n dankbare hart teenoor God hê vir ons oorwinnings. Sê net vir hom dankie, dankie, dankie Jesus. Dankie, dankie, dankie vir my oorwinning. Ek vat dit in die naam van Jesus. Ek eer U daarvoor, Vader, ek verheerlik U daarvoor. Ek eer U daarvoor. Ek dank U in die naam van my koning Jesus Christus. Sê net vir hom dankie. Great that is in me, great is that is in me. Ja, verklaring vir jou oorwinning. 'n Verklaring vir jou oorwinning. Great that is in me, great is that is in me, great is that is in me, that is in your word. Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light, walk in the light of God. Oh, in the light, oh, in the light, oh, in the light, walk in the light of God. Ons Hemelse Vader, ons wil net vir U baie dankie sê vir oorwinning. Dankie dat Hy wat in my is groter as al my omstandighede. Dankie dat ek in die lig kan wandel. En elke dag, waar ek is, waar ek beweeg, is die Heilige Gees met my. Ons sê dankie daarvoor in Jesus se naam.